Baie welkom by die diens. Dit is lekker om weer almal te sien na al die lang naweek en vakansie daar. Lekker Robbie. Dit is interessant met kinders wat nie skool toe gaan nie. Wie van julle het dit amper nie oorleef nie? Okay? Die wat dit dalk nie oorleef het, is nie hier vanoggend nie. So julle het dit gemaak. Wel dan. Hoe het Empoel vanoggend gesê baie geluk. Baie geluk. Ons begin vanoggend met 'n 4 weke reeks oor evangelisasie. Almal sê hoep hoep. Okay, dis die ding waaroor ons die mees opgewonde is. Weet om uit te gaan en ons geloof met ander te deel, reg? En ons is okay. Dalk vir party mense bietjie meer as ander. Nie almal is so weird soos jy nie, Jaco. En dis okay, maar oor die volgende 4 weke gaan ons hom opbreek in 2 weke blokke. So die eerste 2 weke is om gelowiges toe te rus om hulle geloof uit te leef en te kan deel met ander mense. En dan 2 weke wat gaan fokus op 'n direkte uitnodiging vir die wat moontlik ver van God is, soekend na God is. So hier's 'n tagline wat jy kan onthou vir die volgende 4 weke. Hierdie is 'n reeks vir hulle wat ver van God is en vir hulle wat deur God gestuur is. Vir diegene wat hoop nodig het en vir diegene wat dit dra. Dis waarop ons gaan fokus vir die volgende 4 Sondae. So julle is welkom om julle Bybel saam met my oop te maak in Johannes hoofstuk 1 en ons gaan lees vanaf vers 35 tot 46. Johannes 1, 35 tot 46, julle kan ook op die bord volg. Die volgende dag in vers 35 het Johannes, dis nou Johannes die Doper, weer daar gestaan met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg en nie noodwendig gevolg soos hulle het hom begin volg as disippels nie, hulle het hom agtervolg. Jesus omkyk en hy sien toe dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? Ek kan nie heeltemal Jesus se toon optel in hierdie vraag nie, maar wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u tuis? Hy sê toe vir hulle, kom en sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan, dit was omtrent 4 uur die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat dit van Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes, jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Betsaida, afkomstig van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Filippus antwoord hom, kom en sien. Here, ons dankie vir die woord. Ons dankie vir die woord wat vanoggend tot ons kan kom bedien. En ons maak ons harte oop vanoggend en vra dat U met ons sal kom praat, Here, op hierdie topic, Here, wat vir U so kosbaar en so naby in U hart is. Kom bid ek dat U dit ook verder sal kom oopbreek in ons harte. Ons bid dit in U grote naam. Amen. Nou, as ek vanoggend my foon met jou moes deel en ek vat jou in my gallery in van my fotos, dan sal dit lyk soos iets soos hierdie. Okay, as jy nie weet nie, ek is getroud met Riet, ons te seentjies, sy naam is Evan, en ek is so klein bietjie versot op hom. Yes, ek like hom. Hy is so 'n bietjie meer as 2 jaar oud, en dit is so 'n lekker fase van gesels en redeneer, en nog enetjie. Net so 'n oulike tyd, en ek kan my hele tyd vanoggend spandeer, om deur my foto's van Evan saam met julle te gaan, en om my foon uit te haal en vir jou te wys 'n foto of 'n video of 'n ding van Evan is nie vir my moeilik nie. Dit kom nie moeilik nie. Inteendeel, jy gaan sien ons het 7 foto's van dieselfde ding. Ja, maar daai smile op daai een is so oulik. En so ook glo ek elkeen van julle het vanoggend iets wat nie vir jou moeilik is om te deel met iemand en uit te nooi en te sê kom en sien gou-gou hierdie ding
wat kosbaar is in my lewe. Dit kom natuurlik vir ons om met ander te deel dit wat vir ons van waarde of kosbaar is. En my poging vanoggend is om vir ons te wys dat om jou geloof met ander te deel kan net so eenvoudig wees. Want om wat kosbaar is te deel met ander, kom eintlik vir ons baie natuurlik. So kom en sien. Nou in die teksgedeelte is daar 2 oomblikke van kom en sien. En die eerste een is, kom en sien is persoonlik. Kom en sien is persoonlik. Ons sien hierdie uitspraak wat Johannes die Doper maak en hy sê, kyk die lam van God. En dan in vers 38, nooi Jesus die 2 manne uit en sê, kom en julle sal sien. Kom en julle sal sien. Hulle reageer, hulle gaan bly by Jesus en dan is daar 'n openbaring wat oopbreek in hulle harte van wie Christus is en hierdie is hulle oortuiging. Ons het die Messias gevind. So hulle het gekom, hulle het by hom gebly en daar's 'n oortuiging gebore in hulle harte. Ons het die Messias gevind. Vers 43 kom Jesus by Filippus en hy sê vir hom, volg my. Filippus kom, hy volg Jesus en daar's 'n oortuiging in sy hart gebore, vers 44, en hy sê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het. Die verlosser van Israel, die koning wat vir ewig op sy troon sal heers. Ons het hom gevind. Met kom en sien wat persoonlik is daar 'n paar belangrike dinge wat ek en jy moet weet. Niemand kan die besluit om Jesus te volg namens jou neem nie. Niemand kan Jesus namens jou aanneem nie. Jy kan nie op iemand anders se oortuiging of verhouding staatmaak nie. Jy is nie 'n Christen omdat jy in 'n Christelike huis ingebore is nie. En ek en jy kan nie intree vir die wat reeds oorlede is vir hulle saligheid nie. Elke een van ons, terwyl ek en jy nog met geleende asem, geleende lug asemhaal, moet 'n besluit maak oor of ons Jesus gaan volg, of ons sal kom en sien en ontdek. En elkeen van ons moet ons eie geloofsoortuiging ontdek van wie Christus werklik is. Kom en sien is persoonlik. Jesus nooi jou uit tot 'n verhouding, maar hy gaan jou nie dwing nie. Die woord sê dat dit is God se wil dat elkeen tot bekering sal kom. So God wil dat jy na hom toe sal kom, maar hy gaan ook nie jou eie vrye wil bypass nie. Jy het hom. Hy respekteer jou eie vrye wil, alhoewel hy graag wil dat jy na hom toe sal kom. Hy gaan dit nie op jou afdwing nie. Kom en sien is persoonlik. Die tweede een wat ons sien is, kom en sien is persoonlik, maar nie privaat nie. Kom en sien is persoonlik, maar is nie privaat nie. Vers 41 lees ons, Andreas het eers sy eie broer Simon gekry. So Andreas kom, hy ontdek wie Christus is, en daar is 'n uitvloei, 'n uitleef van dit. Hy gaan vind sy broer, en hy sê vir hom, ons het die Messias gevind. Filippus kom, en hy het vir Nathanael gekry, vers 45. En Nathanael sê vir hom, kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? En Filippus sê vir hom, kom en sien. Nathanael het iets ontdek van wie Christus is, en daar's 'n natuurlike uitvloeisel om met ander te gaan deel en te sê, ek het gevind waarna jy ook soek, kom en sien. Nou meeste van ons is vanoggend bewus van die skrifgedeelte in Matteus 28, waar Jesus die opdrag gee om te sê, gaan uit en gaan maak disippels. Gaan uit en gaan maak disippels. En ons kan vanoggend rondom evangelisasie die aanslag vat om te sê, Jesus is God, hy is Here, en hy gee 'n opdrag. En wanneer Jesus 'n opdrag gee, moet ek en jy gehoorsaam wees. So Jesus roep my en jou om te gaan, om uit te gaan en disippels te maak van die wat hom nie ken nie. En jy moet vanoggend kies of jy hom gaan gehoorsaam of nie. Maar Christene gehoorsaam Jesus. Ons kan daardie roete vat vanoggend, maar wat ek eerder in die teks sien, is dat daar 'n uitvloeisel is, dat daar 'n oorspoel is van verhouding met God, vanuit ons eie persoonlike ontmoeting met hom. Dit is maklik vir my om my foon uit te haal en vir julle foto's van Ewan te wys. Dit is maklik vir ons om iemand te nooi om te kom kyk na ons nuwe kar, of jy dalk getrek en jy's in 'n nuwe huis, of jy dalk 'n nuwe golfstok gekry.
gaan dit jou golfspel verbeter glad nie. Maar jy wil graag vir mense dit wys. Ek is jammer as dit 'n bietjie persoonlik is vanoggend. Dit was toe nie die golfstok nie. As jy en 'n vriend of 'n vriendin op soek is na 'n goeie deal vir 'n vakansie of 'n handsak of wat ook al en jy het hom gekry, is dit maklik om hy skakel aan te stuur en te sê, "Hey, ek het dit waarna ons soek gekry, check hierdie deal." Dis maklik om goeders te deel wat vir ons naby aan die hart is. Wanneer ek en jy sukkel om met gemaklikheid Jesus te deel met ander, dink ek nie die oplossing is vir my en jou om meer te doen, harder te probeer, meer accountability in te werk in jou lewe, of nog 'n preek te hoor oor Jesus sê jy moet doen en gehoorsaam wees nie. Ek dink ons moet 'n tree terugvat en ons eie ontmoeting waar ek en jy gekom het en Jesus gesien het, gaan heroorweeg of dalk net weer gaan revisit. Om te sê, Here, is jy steeds die een wat die diepste begeerte in my hart kom vervul? Is jy steeds die skat wat ek ontdek het, wat die moeite werd was om alles anders prys te gee, sodat ek U kan hê? Is U steeds die Messias? Is U steeds my Messias, my Christus, my Here, my Redder? Dat daar waar ek Christus ontdek het vir myself, is daar 'n uitspoel en 'n oorspoel van hierdie vreugde, dat dit maklik is om hom met ander te deel. So kom en sien. Daar's 2 maniere waarop ons hierdie kan prakties uitleef, en ek wil julle hoe kan ek sê, ek wil julle bemoedig. Dit is al reeds deel van jou lewe. Dit wat ons geroep word om te doen is eintlik al klaar so natuurlik vir ons. En 2 baie eenvoudige praktiese platforme waar ek en jy dit kan uitleef is nommer 1 jou huis, want raai wat, almal moet eet. Okay? Wie van julle eet glad nie aandete nie? Kom gesels met ons na die tyd. Almal moet eet en ons huis is 'n baie natuurlike platform wat ons kan gebruik om hierdie skat wat ons ontdek het in Christus met ander te deel. Daar's 'n boek van 'n vrou met die naam Rosaria Butterfield. Die boek se naam is The Gospel Comes with a House Key. As jy hou van lees, dit is ook available op audiobooks as jy hou van luister, maar dit is 'n boek wat my diep geraak het, diep gestig het in my gees rondom die krag van hospitality en die evangelie. Om ons lewens en ons huise oop te maak waar dit eintlik die mees natuurlikste platform is vir mense om werklik Christus te ontdek. In haar boek deel sy haar eie geloofstorie waar sy was 'n voormalige LGBTQ aktivis, 'n feminis, en sy was baie anti die kerk en sy het die kerk as baie anti mense soos sy ervaar en in baie afdelings of baie geleenthede was sy reg gewees. Maar sy was ingenooi deur 'n pastoor en sy vrou om by hulle te kom eet. En sy het by hulle kom eet en sy het met haar vrae gekom en sy het met hierdie kritiserende amper half attitude gekom, want sy wil nou gaan probeer wys hoekom is die kerk so anti mense soos sy en hoekom is die kerk eintlik verkeerd. En so het hulle tyd saam spandeer, hulle het ruimte geskep vir hom vrae te vra, hulle het in die woord ingegaan en net diep eerlike gesprekke gehad. Nou vanaf haar eerste aandete saam met hierdie koppel tot haar eerste besoek in die kerk was meer as 2 jaar. Maar sy was elke week in hulle huis vir aandete. En in hierdie plek het sy werklik die evangelie beleef, nie van 'n platform af nie. Sy het dit wat hulle gepreek het sy ervaar eerstehands soos wat hulle dit met haar deel uit hulle eie lewe uit. Sy het gesien hoe lyk die evangelie en in hierdie nabyheid om hierdie etenstafel, soos wat hulle oor werklike dinge gesels het, maar dieper in die woord ingegaan het sy haar eie persoonlike ontmoeting met Christus gehad en self ontdek dat hy is werklik God en hy is werklik waardig om te volg. Fast forward, sy en haar gesin, hoe hulle dit prakties uitleef, hulle bly naby aan 'n universiteitskampus en hulle het 'n aand, kom ons sê dis Woensdae. Woensdae aande weer die studente, hulle kan opdaag, daar's kos. Jy kan kom eet. Daar's kos. En dan om hierdie etenstafel is daar hierdie gesprekke. En dan gebruik hulle die woord van God om hierdie normale gesprekke van die dag te verdiep, nie te halt nie. Baie keer dink ons as 'n Bybelversie inspring gaan mense hulle mure opstoot. Maar die woord het so baie om te sê oor dinge waaroor ek en jy al reeds praat. Die woord het 'n antwoord en 'n instruksie en 'n rigting vir dinge wat ek en jy klaar swaar op ons harte dra. Byvoorbeeld, ek en jy kan gesels oor die ekonomie.
En die ekonomie is swaar en die brandstofprys gaan op, maar ek dink hy het dan 'n bietjie afgegaan. En ek sê, wel, weet jy wat die woord eintlik in hierdie angs wat ek en jy vat rondom finansies in dit inspreek? Kan ek met jou 'n storie deel wat Jesus vertel het? Julle sal verbaas wees om te weet dat meeste mense se aanstoot is nie teen Jesus nie, maar teen die manier hoe Jesus oorgedra word. En wanneer ons in die woord inklim, kan ons mense vat na Jesus self toe, sodat hulle hom eerstehands kan ontdek vanuit die skrif. En die skrif bring nie 'n blokkasie vir die gesprek nie, hy vat die gesprek dieper. Want Jesus het werklik baie om te sê oor dinge wat vir my en vir jou baie belangrik is. Of dit nou gaan oor teleurstelling, oor vrees of angs, verhoudings wat nie lekker uitwerk nie. Ek en jy is werklike mense met gevoelens, met emosies. Ek en jy het dinge wat ek en jy deurwerk saam met God. En dan kan ons mense innooi in daai bewerking van ons geloof, waar hulle dit nie net hoor nie, maar hulle ervaar dit eerstehands. As 'n gesin het ons, en ek moet bieg vanoggend, ons het dit lanklaas gedoen. Ek kan nie sê hoe lanklaas nie, maar dis meer as 'n week terug. Het ons op 'n Vrydag aand mense oorgenooi vir ete. En dan het ons gewoonlik 'n kappel van die kerk genooi en dan 'n kappel of mense na wie ons uitreik oorgenooi vir ete. En jy berei die ete voor en dan saam met dit het ons ook 'n profetiese woord vir elkeen voorberei. Soos die Here vertrou vir 'n woord en dan op die tafels neergesit en vertrou dat die regte persoon by die regte woord gaan sit. So dan as mense nou kom, verwelkom jy hulle en wanneer ons aan tafel sit, is daar 'n kort oomblik wat ons net die hart agter die profetiese woord verduidelik. Dan bid ons saam vir die kos, ons bid 'n seëning uit oor die kos en ons bid 'n seëning uit oor ons gaste en dan kuier ons die res van die aand saam. Daar's nie 'n spesifieke teksvers wat nou gelees word of een of ander spesifieke agenda nie. Dis net ons skep ruimte vir die Heilige Gees om te werk en dan wat ons deur die loop van die aand sien is soos wat ons om hierdie etenstafel gesels oor normale alledaagse goed, is daar so baie geleenthede om Christus in die gesprek in te bring. Sonder dat dit geforseerd hoef te wees, sonder dat daar 'n agenda moet wees dat aan die einde van die aand moet iemand gedoop word of aan die einde van hierdie week moet hierdie persoon tog net kerk toe kom. Dis nie 'n projek nie, daar's 'n werklikheid om hierdie etenstafel waar hierdie gesprek gevoer kan word en daar is hierdie geleenthede vir ons om Christus deel te maak op 'n baie natuurlike manier van ons etenstafel. Jou etenstafel hoef nie perfek te wees nie. Jou etenstafel, party van julle is baie meer kreatief as ander. As jy vroeg genoeg opdag by ons live groep, dan kan jy help vir Evan bad en nog gou in die bed sit. As jy gelukkig is, kan jy gou poef toe grail. Daar's werklike lewe wat in ons lewens gebeur. En die wêreld is vol plastiek. Die wêreld is vol dit wat fake is. Die wêreld is vol pretensie. En mense smag, mense is honger vir dit wat werklik en eg is. En ons huise skep ruimte vir dit, om vir mense om werklik te sien hoe Christendom kan lyk. Die evangelie, die boodskap van Christus is nie geremering vir plastiek mense nie. Dit is 'n werklike krag van God, wat 'n werklike verandering in my en jou lewe kan maak, en 'n werklike verandering in ander mense se lewens kan bring. Mense het nie nodig om nog 'n perfekte voorbeeld van iets te sien wat nie eg is nie. Mense het definitief nie nog selfies nodig met 'n Bybelversie daarbey nie. En dalk is dit bietjie persoonlik, maar baie van daai gaan eintlik meer oor ons as oor ander. Ons huise skep die plek van belonging, of het die geleentheid om 'n plek van belonging te skep. In 'n wêreld waar alles rondom jou vir jou sê, jy moet eers 'n sekere manier optree, en dan kan jy werklik deel wees, dan kan jy werklik belong. Het ons huise die geleentheid om plekke van belonging te skep vir mense wat soekend is na iets wat eg is. 'n Paar slagspreuke wat jy kan huis toe neem. Mense soek nie perfek nie, hulle soek eerlik. Hulle soek nie perfek nie, hulle soek eerlik. Jou huis hoef nie in orde te wees nie, net oop. En die mense sê halleluja. Die doel is nie om mense te beïndruk nie, maar om 'n indruk van Christus te laat. Daar is dalk baie keer vir ons bietjie moeilik, want dit is lekker as mense wegstap en sê, "Sjoe, het jy gesien hoe mooi het sy tafel gedek?" Die doel is nie om mense te beïndruk met hoe oulik ons is of hoe in plek ons lewens is nie, maar is om 'n ruimte te skep sodat ons 'n indruk van Christus kan laat. So ons huise. En dan die tweede ruimte wat baie natuurlik kom vir jou is Sondag.
kerk. Hoekom? Want hier sit jy. Jy is hier. Baie geluk. Vriende, Sondag is 'n plek waarna toe ons mense kan nooi om te kom en sien. Kom en sien wie God vir ons is. Kom en sien hoe gemeenskap van gelowiges lyk. Kom en sien hoe die woord van God bedien word. Kom en sien hoe ons saam God aanbid. Kom en sien wie die mense is by wie God my gevoeg het. Daar's baie opinies oor kerk, daar's baie mense wat 'n persepsie van kerk het wat dalk gevorm is deur werklike ondervinding of net 'n storie of 'n idee. Maar nooi mense in om vir hulle self te kom en sien. So ons huise en Sondag. 85% van mense wat tot geloof kom, doen dit deur 'n vriend of 'n familielid. 85%. Slegs 6% van mense wat op 'n crusade reageer, toon blywende lewensverandering na 1 jaar. En in baie groot geleenthede word minder as 5% van besluitnemers aktiewe disippels. Waar ons langtermyn vrug sien, is wanneer iemand in 'n persoonlike verhouding saam met iemand by Christus uitkom en daai pad aanhou stap. Nou ek wil 'n baie praktiese illustrasie doen vanoggend en ek soek 'n volunteer wat hou van koffie. Jy kan wel as dit jy is, mag jy vorentoe kom. Wat sê Stefan? Jessie. En ek het hom definitief nie betaal nie. Drink jy melk? Okay. Soos ek sê, jou huis hoef nie 'n perfekte wees nie, jou tafel moet net werk. Okay, jy sit hier op die gereserveerde stoel. Okay. En dan net nog 'n mikrofoon en my notas en my tyd. Alright, Stefan, so terwyl ek ons koffie reg kry. Hierdie is 'n baie praktiese demonstrasie. Dit gaan either great wees of glad nie. So terwyl ek die koffie reg kry, gesels met my sommer net rondom jou ontmoeting met Christus. Hoe dit vir jou lyk of hoe dit vir jou gelyk het om te kom en Christus te sien om hom vir jouself te ontdek. Great, dankie Jaco. Ek dink vir my ek het in 'n baie liefdevolle familie groot geword en het my ouers regtig gesien hoe hulle die Here dien en deur dit het ek was ek voorgestel aan die Here en ek moes op 'n punt 'n keuse gemaak het en gesê het Jesus, ek gee my hele lewe vir U. En dit het gebeur toe ek 8 jaar oud was. Maar deur daai proses was dit 'n groeiende proses om eintlik die hele tyd, soos wat ons praat van sanctification, om die Here in my hart te maak dat hy regtig deel is van alles. En dis nou nog 'n journey in my hart om dit te kan sien, maar die vrug uit dit uit is so mooi. Die diepte, die rustigheid wat ek in die Here beleef, dit wat ek alles dit wat die skrif ook praat van die rots wat jy die rots waarop jy in die lewe ingaan. En deur dit het daar so liefde en wat noem mens dit, 'n groei en dis opgewondenheid oor die Here in my lewe plaasgevind. Also jy kan Engels ook gesels as jy wil. Ek onthou nou, ek het presies uitgemeet hoeveel ek moes grind. Want ek hier kom staan 'n oulik wees met 'n skeppertjie. Dankie. Ek ken nou vir Stefan persoonlik en dit is my werklike voorreg om jou lewe dop te hou as 'n jong man wat God liefhet, as 'n jong man wat werklik God wil eer en ken en dien met jou hele lewe, hoe jy en jou vrou die Here se wil soek, en hom wil gehoorsaam. Dis my regtig 'n voorreg en ek dink dit is my so mooi soos jy vanoggend ook gids, hoe jy vanoggend klemtoon ook op die impak van jou ouers en jy kan regtig trots wees op hierdie jong man. As jy dink aan hierdie tema van kom en sien en ons wat uitgaan en ander innooi om in ons lewens te kom en sien, wat stig dit in jou hart? Wat stir in jou? Ek praat Engels vir hom en nie omdat ek nie die regte woorde ken nie. Okay.
Ja, nee, ek is baie opgewonde. Ek dink as ek ook net kyk soos al vriende en waar daar regtig impak in mense se lewens plaasgevind het, was dit baie keer as ons saam gaan stap het of eintlik op 'n naweek saam weggegaan het. En daar's soveel mooi stories wat ek ook al gesien het waar net deur tyd saam met mense te kan spandeer, dan kom hulle agter dat daar iets anderste is. Jy dink nie dieselfde as wat al hulle ander vriende eintlik is nie. En dit het 'n massive impak op hulle lewens. Ja, dit is baie mooi. Dit is daarom nog vroeg in die dag, so ek weet jy kan nog koffie drink vandag. Want dit is 'n baie delikate proses. En ek het gister actually 'n YouTube video gekyk oor die AeroPress en hoe om dit beter te doen, en toe het ek op 'n video afgekom van 'n AeroPress wêreldkampioen. Ek het nie eens geweet dit bestaan nie. So ja, soos ek sê, dit gaan either great wees of glad nie. Ja. Ek glo in jou. Fout nommer 1. Maar dit is 'n goeie antwoord op 'n Sondag. Wat kom vir julle natuurlik as jy dink aan mense innooi? Wat is iets wat vir jou baie natuurlik kom om mense in te nooi en Christus te ontdek? Ek dink vir my die eerste ding is 'n genuine interest in daai persoon se lewe. So om regtig te verstaan hoe lyk daai persoon se setup, wat is vir hulle belangrik in die lewe? Wat is goeders wat vir hulle interessant is? Want mens wil regtig vertroue bou in 'n verhouding. En ek dink wat natuurlik kom is ons wil regtig ons gee om oor mense. En ons wil regtig omgee oor daai persoon. So ons wil regtig verstaan wie die persoon is en wat is regtig belangrik vir hulle. Dat is mooi. Het jy gelag vir my tegniek? Nee, ek doen dit eintlik presies dieselfde. Okay. Sien, dis ek is op die regte spoor. En nou moet ons dit baie stadig afdruk, nie te vinnig nie. Wat is vir jou challenging as jy moet dink aan dit om mense in te nooi in ons lewens persoonlik? Wat challenge jou van dit? Ek dink die een ding is dis wat is die mooi woord? Jy voel oop. En oop en daar's iemand wat jy innooi kan presies sien eintlik wat in jou lewe plaasvind, wat in jou huis plaasvind. En ek dink dis 'n punt waar mens met regtig in jou journey met die Here en wat jy loop, groei mens in dit om regtig 'n oop lewe te lewe waar daar niks toe is nie. En dit is ietsie wat daar so baie vrug in is, maar ek dink dit is 'n challenge om iemand wat jy glad nie enigstens ken nie, in te kan nooi en te sê maar hulle kan sien wat plaasvind binne in jou lewe en binne in jou familie. Hoekom, en ek dink meeste van ons kan met dit vereenselwig, dat ons voel bietjie oopgelaat, jy voel so bietjie kaal en mense sien die werklike jy. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik? Melkie? So lekker is. Jy dink nie suiker nie. Nee. Ek het 'n teologie oor suiker. Nie 'n teorie nie, 'n teologie. Hoe meer jy mature in jou verhouding met God, hoe minder suiker drink jy in jou koffie. So is lekker om saam met 'n man koffie te drink sonder suiker vanoggend. Nee, geen judgment nie. Nie van die hoof verhoog af nie. Net een vir my. Ek joke. Grappie. Hoekom dink jy kom dit vir ons moeilik? Ek dink daar's 'n punt van waar die samelewing, die Instagram samelewing, die Facebook samelewing vir almal wil wys dat jy met hierdie perfekte lewe hê. En jy kom op 'n punt waar jy voel maar jy moet eintlik jou beste voet voorgee, jy moet eintlik iemand wees wat jy nie eintlik regtig is nie. Ja. En om regtig tot op die wortel van dit te kom, is dit mens met jou identiteit moet so groot in Christus wees
dat jy nie eintlik worry oor dit nie. Maar dit is 'n daaglikse keuse of 'n geveg teen wat samelewing vir jou sê, dat alles perfek moet wees en alles moet in orde wees. En ja, ek maak baie keer daai fout. En dan voel ek daai angstigheid dat die goeders is nie nou perfek nie. Daar's goed wat ons nou mee sukkel. Hierdie week was nie die maklikste week gewees nie. En dan nog oop te wees met enige iemand wat inkom en hulle te host. En ek dink ek kan nogal baie relate met dit ook, is ons vind onsself, ons almal is besig, ons almal het ons eie dinge wat ons deurwerk, en jy vind jouself partykeer net bietjie uit kapasiteit uit. Want as jy, ek weet nie of ek nou ruimte het vir nog mense, en my huis is amper my plek van veiligheid. Dis die een plek waar ek net kan escape, en ek kan net myself wees, en ek kan in my slaapbroek rondloop, sonder om te worry oor hoe ek lyk en of my hare gekam is of nie, en nou moet ek mense in hierdie plek innooi, en ek weet nie of ek nou kapasiteit het vir dit nie. En en ek steek my hand op, ek is deel van dit. Wat ek wel gevind het, is wanneer ons dit wat vir God natuurlik kom, inbring in ons lewens in, is daar 'n seën ook vir my en vir jou. Dat daar's 'n verryking wat plaasvind, wanneer ek en jy deelneem aan dit wat God se werk is. Daar's 'n verkragtiging wat kom vir my en vir jou, wanneer ons bereid is om ons lewens oop te maak, sodat ander kan kom en om te sien wie God is. En maak as ek weer 'n verskriklike moeilike week gehad het, ons het hom op Vrydag aande gedoen, en as jy 'n moeilike week gehad het, dan is Vrydag nogal amper half soos, ek moet 'n bietjie rus en niks doen nie. Maar nooit het ons na Vrydag aand weggestap en gesê, dit was nou 'n waste geweest nie. Daar's 'n verryking. En die vrou Rosaria Butterfield sê, die buurman wat jy nog nie ontmoet het nie, is 'n seëning wat op jou wag. En dis vir my 'n mooi manier om daarna te kyk. Enige laaste gedagtes? Ek wil net sê, die koffie is baie lekker. Dis die regte antwoord. Okay. Jy kan nou maar klaar drink by jou stoel daarso. Okay. Ja. Maar bring net my koppie terug. Maar ek stem so saam met jou. Ek dink, dis presies wat jy gesê het. As mense host en jy vra jouself, wat was die vrug na hierdie gewees? En jy het jou deure oopgemaak. Ons het nog nooit op 'n punt gekom waar die vrug sleg was nie. Dis baie mooi. Vrug was altyd mooi gewees hierdie, en dan is die vraag, hoekom doen mense dit nie eintlik meer nie? Dis baie mooi. Dankie Stefan. Kan ons hom 'n hand gee? Ja, sommer gedaan. Nou, ons gaan die diens op 'n baie praktiese noot eindig vanoggend. Julle almal kry koffie na die tyd daar buite. Die hospitaal het die span daar is julle melk. Op julle stoele is daar engage kaartjies en hulle lyk so. En jy kan hierdie huis toe neem, jy sal sien as jy hom oopmaak, is daar ruimte vir 6 name en 2 nasies. Kan jy die Here begin vra vir mense wat alreeds in jou lewe is, wat jy kan innooi in jou lewe om te kom en sien wie Christus is, om intentioneel vir hulle te bid, om 'n prioriteit te maak om in te tree en vir hulle te bid, om die Here te vra om sy hart vir hulle aan jou te openbaar, om sy wil vir hulle aan jou te openbaar. Dit is eintlik so mooi, dat wanneer ons vir mense begin bid, kom ons sê ek tree in vir Etienne, dan weet ek dalk nie wat om te bid of wat in sy lewe aangaan nie, maar die Gees van God weet, en die Gees van God begin my gebede te lei, soos wat hy God se hart vir Etienne aan my openbaar, en dan raak dit maklik, dan raak dit eintlik 'n vreugde om in te tree vir ander. So mag ons intentioneel wees met dit, en dan, wat ons ook vanoggend wil doen, as jy gereed is, julle sal sien vir die volgende paar weke gaan, as jy kruis hier voor hê, hy is vanoggend so 'n bietjie onstabiel, so wees versigtig met die kruis. Maar as jy reeds name het wat jy die Here voor vertrou, wil ek hê jy moet sommer net in hierdie volgende ruk, daar's 'n tafel, daar agter is nog tafels, daar by jou is 'n tafel, 'n wit papiertjie vat met 'n koutjie en skryf daai naam neer, en wat ons gaan doen is, en dit kan jy kom doen vanoggend al, is jy gaan daai papiertjie vat, jy gaan 'n stukkie prestiek vat en jy gaan hom kom plak op die kruis. As ek wees net bietjie versigtig met die kruis. En dan wat ons die Here voor vertrou, hierdie is 'n stap van geloof, dis 'n praktiese aksie wat ons uitoefen vanoggend, dat Here, hierdie name wat ons hier plak, vertrou ons dat hulle by die kruis sal uitkom,
en dat hierdie name sal verander na mense vir wie ons bid, na mense met 'n getuienis, want hulle het self gekom en Christus ontdek. So ek gaan vir ons 'n klein bietjie tyd gee waar jy kan bid, jy kan jou naam neerskryf en jy kan hom kom plak. Terwyl mense so besig is om te skryf en te kom plak, ek kry Vrydagoggend kry ek 'n boodskap van iemand af wat net vra, sal jy asseblief saam met my bid? Ek vertrou die Here werklik vir 'n deurbraak, vir 'n deurbraak in my lewe vandag. En hierdie persoon was iemand wat meer as 3 jaar terug aan ons etenstafel gesit het. En daar was nie noodwendig onmiddellik enige vrug in die manier hoe ons dit dalk wil sien na hierdie ete gesprek nie. Ja, dit was 'n goeie ete, maar daar was nie noodwendig hierdie verskriklike lewensverandering as 'n uitloop van hierdie ete nie. Maar meer as 3 jaar later, om dan hierdie boodskap te kry en sê, bid saam met my, ek vertrou die Here vir 'n deurbraak vandag. Dit encourage mense. En die skrif sê in Johannes 6 vers 44 sê Jesus, niemand kan na my toe kom, tensy die Vader wat my gestuur het hom trek nie, en ek sal hom opwek op die laaste dag. Niemand kan na God toe kom, tensy God self ook betrokke is nie. Hy trek mense nader. En hierdie eerste 2 disippels wat Jesus begin volg het, ons sien dat hulle was volgelinge van Johannes die Doper. En Johannes se boodskap was, aanskou die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So hulle was soekend. Hulle gaan uit en hulle gaan deel met ander en sê, ons het hom gevind. Die een waarna ons almal soek, ons het hom gevind. Filippus kom en hy vind Christus en hy gaan na Nathanael toe en hy sê vir hom, ons het hom gevind. En Nathanael sê vir hom, kan enigiets goed uit Nasaret uitkom? En dit was nie 'n dis teen Nasaret, soos of kan enigiets goed uit Benoni uitkom nie. Of Douglas, daar waar ek gebore is. Want Jesus sê later vir hom, sê hy vir hom, ek het jou gesien onder die vyeboom. En die vyeboom was 'n plek van meditasie, van om die woord te gaan studeer. So jy het onder die vyeboom gaan sit en jy die skrifte gaan studeer. En dis 'n terugverwysing na Micha 4 vers 4. Nathanael was besig om te soek met 'n afwagting vir die Messias, die ware koning van Israel, om homself te kom openbaar. En Jesus sê vir hom, ek het jou daar gesien. So vriende, ek en jy kan nie mense oortuig nie. Dit is nie my en jou werk om mense se harte te verander nie. God alleen kan dit doen. Wat ek en jy kan doen, is ons kan ruimte skep in ons lewens vir mense om in te kom, om te kom en te sien wie Christus werklik vir ons is. Nie in 'n perfekte milieu nie, maar in 'n eerlikheid en 'n opregtheid. En daar is so 'n honger in mense se harte om dit te ontdek. God sal die werk doen. God is getrou. Hy sal die werk doen. Kom ons strek ons hande uit en ons bid saam vir die name wat hier geplak is. En dan wil ek julle werklik aanmoedig om jou kaartjie huis toe te vat, 'n naam te gaan neerskryf. En hoekom nie daagliks? Hoekom nie daagliks as dit ek of jy was wat aan die ander kant van die gebed was? Hoe gereeld sou jy wou hê moes mense intree vir jou saligheid? Mag ons dit wees verander. Mag ons intree vir die wat God nodig het. Soos wat hulle aangaan, gaan ek dat ons so lank bid en julle is welkom om na die tyd nog name te kom plak en ook volgende Sondag. So daar waar jy sit, strek uit jou hande uit. Here, ons kom bring elke liewe persoon na U toe vandag. Here, die woord is so duidelik, Here. Elkeen is vir U so kosbaar. Elkeen van daardie name, Here, is vir U waardevol. U ken elkeen van hulle ten deel. En ons kom bring hulle vanoggend na U toe. En ons bid, Vader, dat U Jouself aan hulle sal openbaar, dat U hulle sal inroep. Heilige Gees, dat U Jesus aan hulle sal kom openbaar. Here, ek kom bid vir elke persoon wat betrokke is, of het is met gebed, of om hulle huise oop te maak, hulle lewens oop te maak, sodat mense U kan ontdek. Help ons om getrou te wees aan die taak wat U aan ons toevertrou. Help ons om gehoorsaam te wees, help ons om braaf te wees. En dan kom bid ek vir ons as 'n gemeente, Here, mag ons die vreugde ontdek wat te vind is wanneer ons saam met U uittreë. Dankie dat U 'n God is wat red. Dankie dat U 'n God is wat liefhet.
So lief het God die wêreld gehad. Ons kom eer U vanoggend, Here, in Jesus naam. Amen.